Ek weet nie of julle Bybels by julle het nie, maar ek wil vir ons graag lees uit 1 Korintiërs 2 en die eerste 5 verse daarvan. Dit is die teks wat die Here vir my gegee het die eerste keer toe ek in Heuwelse gemeente in Bloemfontein as proponent daar bevestig is en ek het by elke volgende gemeente waar gekom het, nie omdat ek weggejaag is nie, maar omdat ek beroep is. En ek het selfs na hierdie gemeente het ek nie aansoek gedoen nie, want ek weet die kerk dink ons is te oud en oor die wal. En ek sê vir hulle elke keer, maar ek het nog nie die vers in die Bybel gekry wat sê jy mag aftree nie. Never mind nog 'n predikant, maar jy as Christen, jy hou op om mense na die Here toe lei die dag as jou asem hier ophou, hier op aarde. So ek gaan vir ons lees. Ek sit net hierdie kliksbrilletje op, dat ek behoorlik sien. Van vers 1 tot by vers 5. Paulus wat skryf aan die gemeente van Korinthe. En vir hulle, na hulle nou so 'n bietjie begin uithak het en geraak het by die evangelie, skryf hy hierdie interessante ding. Hy sê, wat my betref, broers en susters, toe ek na julle toe gekom het, om die geheimenisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Bewus van my swakheid, en met groot angs en huiwering het ek na julle toe gekom. Die boodskap wat ek verkondig, het julle oortuig. Nie deur geleerdheid en welsprekendheid nie, maar deur die kragtige werking van die Gees. Dus is julle geloof nie op die wysheid van mense gegrond nie. Ek wil net vers 2 wat sê, herhaal, hy sê, ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie, as oor Jesus as die Christus, en wel oor hom as die gekruisigde. Nou, hierdie was die woord en opdrag wat God deur Paulus ook aan Jesus Christus om op te praat oor Jesus Christus met die mense, en dis dieselfde opdrag wat na jou en na my toe kom, elke dag van ons lewens, en in elke omstandigheid. Ek onthou, toe ek eendag vrou vra, nou wanneer getuig jy van die Here? Toe sê hy vir my van 2 Timoteus 4 vers 2, hy sê, daar's net 2 geleenthede waar jy hoef te getuig van Jesus, sê Paulus vir Timoteus, as 'n jong laaitie. Hy sê tydig en ontydig. Ok, daai ding van daar's 'n tyd en 'n plek vir alles geld nie vir die evangelie nie. Daar moet jy altyd die woord bring. Nou, hy het ons ook deur sy Heilige Gees daarvoor bekragtig om dit te kan doen, en dis baie belangrik dat ons dit sal onthou. In Handelinge 1 vers 8 sê hy, julle, net voor hy opgevaar het hemel toe, hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer my Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees oor die wêreld. Koppies, Bloemfontein, Stellenbosch, het lyk vir my ons moet by Stellenbosch en Tukkies en Kopsies se slag weer die evangelie vir die ouens wat daar dominees oplei gaan gee, want hulle lyk my het dit half verloor. Ek bely dat ek soms goed en goeie dinge gedoen het, omdat ek gehoorsaam aan God was, en soms sleg, omdat ek my eie kop en my eie emosies gevolg het. Dit gebeur deesdae daarom 'n bietjie minder, want ek het 'n wonderlike vroukie wat nogal kwaai kan raak as ek nou 'n bietjie uithak en dinge doen wat ek nou nie moes gedoen het nie. Uiteindelik deur die jare het een waarheid vir my begin uitstaan en uittroon bo alles, en dit is dat dit gaan oor die koninkryk van God, dit wat aan hom behoort, oor die gemeente van God. En is interessant dat ons as dominees baie keer dink, ons is als, jy weet, en ek sien dit raak tot vandag toe.
hoe ouens hulle eie kasteeltjies bou. En dan vergeet hulle, dit is God se gemeente. Dis die koninkryk van God. En ek praat nooit, en ek het dit langs die pad geleer, praat nooit ooit wil ek weer praat van my gemeente of ons gemeente nie. Dis die gemeente van God in Jesus Christus. En ek dink, dit is hoekom hulle sulke twak by die synodes aanvang. Hulle het vergeet wie se kerk dit is. En nou moet ons hom aanpas by die wêreld. So kom ons los daai spul agter en gaan aan. Vir ons om ware disippels van Jesus Christus te wees na sy hemelvaart, mense wat 'n verskil maak in die lewe, daar buite, lê die Bybel, dis God, Jahwe, die groot ek is se woord, lê hy klem op 3 dinge. Dis maklik 3, né? Wat hy vir ons sê om in die naam van Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees te gaan doen. Paulus sê dit nogal heel eenvoudig in Romeine 18 en 19, en ek gaan nou maar die 3 dinge noem. Die eerste een is, hy het woorde gebruik om mense te vertel van Jesus Christus en wat hy vir ons kom doen het, op grond van wat God die Vader sy onmeetbare genade en liefde vir die hele wêreld en die mensdom in die oog het en gehad het. Gaan kyk maar, Johannes 3 vers 16, toe ons kinders was en jong was, moes ons nog verse uit ons kop onthou het. En in Johannes 3 vers 16 sê, God het die wêreld so lief gehad. Die wêreld, let op, dis almal, die hele wêreld, dat hy sy seun gegee het, om hulle terug te koop, na hy hulle verloor het in die paradys, en hulle begin sondig het, en hulle eie koppe begin volg het hy sy seun gegee. Romeine 5 vers 8 sê hy, toe ons nog sy vyande was, het hy Jesus gegee. En as jy daai woord vyande gaan kyk in die Grieks, ek is nie baie goed met die Grieks nie, ou Henny is baie goed daarmee, maar as jy gaan kyk na daai woord, dan het dit die betekenis van, ons was God se vyand, wat aanhoor, hy wil ons eintlik uit mekaar skeer, hy wil ons stikkend slaan. En ten spyte daarvan het hy sy seun gestuur om vir jou en vir my vry te koop. Romeine 5 vers 1. Sodat ons die lewe kan lei wat hy wil hê. Tweedens, hy het dinge gedoen, dade. Paulus, Jesus het vir ons die voorbeeld gestel. Hy het baie dinge gedoen, wat nou se daar soms bevraagteken word. Maar dit het gemaak dat mense kon sien en kon beleef die genade, onmeetbare liefde vir die hele wêreld van God. Hulle kon raak sien wat gebeur in 'n mens se lewe as jy daai ding ontdek het en die tree gegee het om by Jesus Christus uit te kom en anders op te tree in die wêreld. Sigbaar en hoorbaar, so wat jy doen, moet die boodskap uitdra, en wat jy sê, moet die boodskap uitdra. So, ons was 'n hele klompie jare in Rodepoort, in 'n baie groot gemeente, ou Fanie ken die wêreld goed, en as jy nou daar so in Rodepoort inry, daar's miljoene taksies, en nie een van hulle kan bestuur nie, en geen flikkerlig word gebruik ooit nie. Al wat nie werk as hy daai ding tweedehands verkoop nie, is die toeter. Dis al. So as hy hom adverteer, dan sê hy, wonderful taxi. Alles werk lekker behalwe die hoete. Nou, as daai ouens, hulle ry voor jou in, en ek het altyd het ek gesê, nou, jy weet ek, lelike woorde, man. Maar toe was ek nog jonger. En toe die Here eendag vir my gesê, toe in my ry daar in Rodepoort, sê ek, dis dan verskriklike mooi getuienis wat jy nou hier uit sou dra, né? En ek het besef, ek moet liewers maar sê, halleluja, ons het nie 'n ongeluk gehad nie, jy weet. Dis nie so maklik nie, hoor. Dit het my lank gevat om daar te wees, en nou nog kry ek baie keer raas by my vroukie,
wanneer ek 'n ou opmerking maak oor die ou se bekwaamheid rondom sy bestuur. Goed, so dis woorde wat mense verstaan om te ontdek wie Jesus is en wat hy vir ons gedoen het. Dis om dinge te doen omdat ek dankie wil sê vir Jesus wat my, sy kind, sy vader se kind laat word het toe hy aan die kruis van Golgotha gesterf het. En dan 30, hy het ook kragtige tekens en wonders gedoen. Dis nou Paulus in die besonder, nee. Hy het mense gesond gemaak. Hy het geweldige klomp dinge gedoen wat ons vandag nie meer so mooi sien nie en wat baie ouens, ek dink meeste ouens in die kerk bly stil deesdae as daar ouens is wat sê wonderwerke gebeur nie. Daar is nie sulke goed nie, dis versinsels van 'n mens se verstand. Nou hier staan 'n wonderwerk. Ek het 'n hartaanval gehad. Hulle het van Noulien gesê, as ek deur die naweek kom, sal hulle my so teen Dinsdag uitskryf. En die Sondag, na ek nou gestort het en gaan sit ek daar in die ICU, voel 'n bietjie beter, ek maak toe vir die eerste keer die Bybel oop, en ek lees, ek maak hom so oop in die middel, dis nou nie, jy mag dit nie in die gereformeerde wêreld doen nie. Jy kan nie net die Bybel so oopvlek nie, né? Jy moet ordentlik die ding lees. Maar ek maak hom toe oop, en die Here sê vir my, lees, hier in my kop kry ek hierdie boodskap, lees, en ek sê, Here, hier is 43 verse, dit is bietjie baie, watter een moet ek lees, en ek lees vers 20, sê hy vir my, en daar staan, ek het hulle met 'n enkele woord genees en uit die dood teruggeruk. En ek sê, Here, ek weet, dis 'n bietjie charismaties, maar ek vat hierdie woord. Ek vat dit, ek maak dit my eie. En ek sê vir haar, dit 12 uur, toe sy by my kom kuier, ek sê vir haar, en sy huil saam met my, en die suster wat 'n kind van die Here was, huil toe ek het vir haar lees, nogal in die vyandse taal, nee, Engels. Lees ek het vir haar. En sy huil, en die maandagoggend kom doen hulle toetse, en sonars, en EKG's, en die ou wat die toets doen is 'n Jood, Cirelli. Hy glo nie aan God nie. Die Jode, baie min Jode glo aan God, so by the way, net so om vir julle te sê. En ek sien hy sukkel hier met die sonaar, ek sê vir hom, nou moet ek die vyandse taal praat, jy weet ek sê, is there something wrong? Hy sê, no, I just don't know what happened here. Ek sê vir hom, what's wrong? Hy draai die skerm na my, sit die klank aan, my hart klop, man, 100%. Hy sê dit vir my. Hy wys my, hoor ek het nie biologie gehad nie, so ek weet nie baie nie, maar ek weet die hart het 'n klep wat die goed laat inkom en dan by 'n ander ene waar dit uitgaan. En hy sê vir my, daai spiere was donderdag gone, hulle was stikkend, hulle het omtrent nie meer gewerk nie. En hier is hulle 100% herstel. En ek sê vir hom, you know what, that was God. Hy is doodstil, hy sê nie 'n woord nie, en hulle ontslaan my die volgende oggend. Wonderlik, so. Maar ek het baie ander om ook van te vertel, en ek sal vir julle vertel so deur die tyd, wat nie met my noodwendig te maak het nie. Maar ons aanbid die wonderlikste God. Wat 'n mens tref van Paulus se metode is dat 2 van die dinge was gefokus op wat die oog kan sien, en net 1 was bedoel vir die oor. Al die goede wat hy daar so sê. So hy met ander woorde, die waarheid wat vertel is bevestig, is vasgemaak deur wat die oog in die sigbare menslike moontlike maniere kon sien. Hy het vir hulle laat raak sien, wat doen God in hierdie wêreld. En die menslike dade waarna Paulus verwys het, is die wat op 'n hoër standaard as die gewone sosiale en politieke goedjies gefokus is. Jesus Christus het dit baie duidelik in Matteus 5-7 in sy bergpreek, het hy vir ons kon vertel, hoe moet dit lyk as Jesus jou aangeraak het. En onthou, jy moet ook keuse maak vir Jesus. Dit help nie, jy is gedoop nie, hulle kan jou half versuip het. As jy nie Jesus aangeneem het, gaan jy nog altyd help. So, daai keuse moet jy maak. En dan moet dit op die ou end in die praktyk raak gesien en gehoor word. En dis waar ons meestal sukkel.
Dit is nie nodig nie, die Gees van God woon binne in jou as jy vir Jesus ontvang, in jou hart ontvang het. So, ons moet maar ophou met ons dikwels oppervlakkige pogings om Jesus Christus se heerskappy in ons lewens duidelik sigbaar te laat word. Gaan flat out vir die ding, man. Ek kyk maar as jy ouens kroeg toe gaan, hier was typers, hulle stap so daar uit, en as hulle daar uitkom, maar slinger raai, manne. Ek het vir so 2 jaar in 'n kroeg gewerk, toe ek nog verswat het. Vra een ou my een aand, nou, wat soek jy hier, dominee? Ek sê, ek kom kyk hoe lyk dit as julle so gesyp raak, dat ek vir julle kan preek. So, toe sy doodstil, maar in elk geval. So sigbaar moet mense dit sien. Die kragtige tekens en wonders was gewoonlik genesing en bevryding in Paulus se tyd. Maar dis nie beperk tot dit nie. Weet julle wat? Die feit dat ek hierna toe beroep het, is 'n wonderwerk, beroep is. Is 'n wonderwerk. Want hier is die kerk en meeste besighede sê 65 klaar. Maak nie saak wat sy ervaring jy het en of jy hoe gesond ook al is jy loop, gaan sit. Ons wil volgende ouens kry wat die land in 32 jaar kan heeltemal laat ondergaan. Want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ons sit almal met die kennis, nee. Ek gaan afsluit, ek wil graag vanaand dit baie sterk onderstreep en ons sal dit, ek glo in die tyd wat voorlê, gaan ons daarmee werk en met mekaar deel. Kom ons skud die halfhartige maniere waarmee ons die wêreld wil oortuig dat Jesus Christus leef en weer kom af. En waag dit in die naam van Jesus Christus en die krag van sy Heilige Gees om met durf regtig 'n sigbare, 'n voelbare, 'n hoorbare verskil te maak en te wees te alle tye vir mense in hulle lewens. Moenie bang wees dat mense uitvind jy is 'n kind van God nie. Ek het vir baie jare het ek landboutaksasies gedoen, dan bly ek nou doodstil oor die feit dat ek 'n predikant is. Maar elke keer verraai die ou wat saam met my is my. Maar en ek het eendag so gelag, die ou vloek, hy vloek soos 'n matroos, maar die vonkespat. Jy weet, ons moet bond staan, die boer. Ek sal nie sê waar nie, is nie hier by Koppies nie, oor, okay. Maar, en hy vra wat doen julle ouens anders as julle nou nie takseer nie? En die ou saam my sê, nee, hy doen aanbouings vir mense, hy is in daai bedryf. Hy sê, en hierdie ou is in die brandversekering, sê hy. Brandversekering. Hy sê, brandversekering. Kan 'n ou versekering vir brand kry? Ja, sê hy. Hy lei mense na die Here toe. Dan gaan hulle nie hel toe nie. Nou ja, toe is daai ou doodstil en hy vra so om verskoning dat sy so gevloek het en hy het gelukkig nie die Here se naam gebruik nie, want dan sal ek vir hom gevat het. Dus ek wil op jou rekening, jy moet dit gaan regmaak vanaand met die Here, jy moet ophou om jou mond so te misbruik. So, Jesus Christus moet ons uitdra, vreesloos, hom as gekruisigde en opgestane Here, enigste redder, enigste pad na die enigste God van die skepping. Onthou dit net, dat geen ander godsdienst in die wêreld, nie Judaïsme, nie moslims, nie Islam, nie Hindoeïsme nie Boeddhisme nie ateïsme nie, kry jou uit hierdie situasie uit nie. Jy is op pad hel toe, as jy nie, en ek gaan nie elke dag oor die hel preek, jy moet nie worry daaroor nie. Die woord sal vir jou sê, wat gaan vir wat. Maar ek wil net vir jou sê, dis 'n opwindende ding, om as kind van God, 'n pad met die Here te stap. En ek vertrou, ons gaan dit agterkom, vorentoe, in hierdie tyd. Wanneer 'n ou gehoorsaam is aan hom, dan sal hy vir jou oorvloedig seën, al gaan dit soms ook hoe swaar, en saam met hom neem.
want dit gaan baie keer swaar. Almal van ons gaan deur moeilike goed. Dit is my altyd interessant as ek na die ouens luister wat hierdie voorspoedsteologie, die prosperity gospels verkondig op die TV's en in van die gemeentes, dat hulle die indruk probeer skep as jy 'n kind van die Here word, dan gaan jy skatryk word, jy gaan nooit moeilikheid hê nie. En as die eerste pop op die fan slaan, dan verstaan daai ou nie wat het nou gebeur met hom nie. Waar is God dan nou? Die God is altyd by jou, want hy woon in jou. Jesus sê in Matteus 16:33, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar kom ons kyk in die tyd wat voorlê. Wat 'n wonderlike avontuur is dit, om met die Here op pad te stap. Ek sê dit nie omdat ek 'n predikant is nie. Ek sê dit omdat ek 'n kind van die lewende God is, die enigste, Jahwe. Net hy en hy alleen is God. Amen. Vader, baie dankie dat ons mag weet, ons aanbid die Skepper God, wat alles in hierdie wêreld gemaak het, en alles ook ingesluit het, die mens. Dankie dat U ons uitgekies het om vir ons baie spesiaal te wees. En dankie Gees van God dat U ons kom aanraak wanneer ons voor Jesus Christus kom staan en 'n keuse maak vir hom. En dat U ons 'n nuwe geboorte gee en 'n hele nuwe hoofstuk in ons lewens bring. En dat U ons dan nie los nie, maar dat U met ons saam met ons stap en ons toerus en ons aanmoedig en ons gebruik om U koninkryk te laat kom tot vreugde van U, o Vader. Ons loof U vir die voorreg om saam daai pad te stap, ook hier in Koppieswil tevrede. En ons bid, Here, dat ons so sal optree, dat U wel tevrede met ons almal sal wees. Dankie dat ons dit mag bid in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, ons leidsman en bekragtiger, bly met julle elkeen. Amen.